Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Dankie dat jy saam met ons kuier terwyl ons reis deur hierdie tema hierdie week. Die evangelie van God vat nie verlof nie. So ons is besig om 'n bietjie te reis en te kyk hoe kan ek en jy ons ingesteldheid op so 'n manier kry dat ons mense inspireer selfs daar waar ons is met vakansie na Christus toe wys en ek wil vir jou sê siele wen vir hom. En vandag is ons daarso en ons spandeer 'n bietjie tyd in Johannes 3 van vers 11 en Jesus is aan die woord. Hy sê: "Luister baie mooi. Ons praat nie oor dinge wat vir ons vreemd of onbekend is, of waarvan ons niks weet nie. Nee, wanneer ons nou met soveel sekerheid hieroor praat, is dit omdat ons dit self gesien het." En dan sê hy: "Nogtans aanvaar julle nie wat ek vir julle sê nie." Nou wil ek vir jou kom geruststel en vir jou sê dat nie almal wat jy van Jesus vertel, gaan glo nie. Nie almal wat jy vertel gaan hierdie oomblik hê wat hulle vir jou sê, "Wow, dit wat jy sê maak sin en ek wil ook hierdie lewe, ek wil ook hierdie Christus aanneem, lei my daarheen, bid saam met my." Nie almal gaan daai reaksie hê nie. En is dieselfde met Jesus. Wanneer hy bid, dan sê hy ook, daar's mense wat hier so sit, wat wanneer ek praat, julle hoor wat ek sê, maar dit registreer nie. Julle stap hier so uit met onveranderde harte. So ek wil vir jou sê, as selfs Jesus gepreek het en ons mense wat daar weggestap het en gedink het, ja, hier is nie vir my nie, of ek kies om nie te glo nie, dan gaan dit met my en jou gebeur. Dan gaan daar 'n dag of 'n tyd wees wat ons iemand vertel en ek het al mense gehad wat my uitgejou het, ek het al mense gehad wat my weggejaag het. Iemand het my al een keer in my lewe gevloek. Gelukkig gebeur dit nie so baie soos wat jy dalk mag dink nie, maar nie almal is bereid nie. Baie mense sit met ontsettende seer, mense het kinders aan die dood afgestaan en wanneer jy kom en vertel van die liefde van Christus, dan beleef hulle dit nie. Hulle is nie noodwendig op daai plek nie. So ek wil vir jou sê, moenie ontmoedig word deur dit nie. Jesus het nie gestop en gesê, hoorie, ek het nou vir hierdie klomp mense vertel en hulle wou nie glo nie, so ek gaan nou maar ophou met hierdie ministry. Of die 10de ou wat nou vir my gesê het, hy wil nie glo nie, ek het nou besluit, ek gaan nou nie verder verkondig van die goedheid van God nie. Glad nie, inteendeel, hy hou aan. En Jesus gee vir ons dieselfde opdrag. Hy sê, wanneer ons uitgaan en mense aanvaar jou nie in hulle huis nie, skud die stof van jou voete af. Wat Jesus sê is, daar's 'n hele sendingveld, daar's werk om te doen. So ek wil amper vir sê, as jy by die see is en iemand aanvaar het, skud die sand van jou voete af en gaan aan. Daar's mense wat Jesus moet ontmoet. En wanneer mense nie luister nie, of wanneer hulle nie ag gee op dit wat ek en jy met hulle deel nie, moet ons dit nooit persoonlik vat nie. Maar onthou, die saad is geplant. En soms vat dit bitter lank om te ontkiem, om op te kom, en die Here sê, hy maak nat op die regte tyd, en hy gee die voeding wanneer dit moet kom. Mag ek en jy net gefokus wees om te bly plant, om te bly lief wees. En wanneer mense ons uitjou, of selfs vir ons lag, of wat ook al die geval mag wees, mag ons dit nooit persoonlik vat nie. Mag ons altyd onthou dat ons het die opdrag van Christus, ons het die mandaat om te gaan en disippels te maak. So mag dit ons ingesteldheid wees. Wanneer ons mense vertel, waar ook al is hierdie vakansie, en hulle wil nie Christus aanneem nie, moenie kwaad wees vir hulle nie, moenie sleg dink van hulle nie, maar gaan aan na die volgende persoon toe. Iemand het nodig om te hoor die Here het hom lief. Iemand het nodig om te hoor die Here het daar gekies. Iemand het nodig om te besef dat die Here nie op hulle moed opgegee het nie. Mag ek en jy ook nie moed opgee nie. Mag ons nie moeg raak om goeie werk te doen vir die koninkryk van Christus nie, om sodoende uit te bou en mense by te voeg nie. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir dankie vir die voorreg wat ons het om in die diens te staan. Here, dankie vir hierdie opdrag. Here, dankie dat u koninkryk aan ons toevertrou. Here, dat u glo dat ons dit verder sal vat. Mag ons dit met albei hande aangryp. Mag ons mense van u vertel. Ek bid, Here, dat u ons dik velle sal gee. Dat dit wat mense sê en doen ons nie sal affekteer nie, maar dat ons sal aanhou om die goeie nuus van Christus te verkondig. Ons eer u daarvoor. Dankie vir daai krag. Dankie vir u Gees wat ons help daarmee, wat vir ons nuwe krag gee, Here, en hierdie dapperheid gee om die woord te verkondig. Ons eer u daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Dankie. Ek sien uit om môre saam met jou tyd te spandeer. Tot dan, totsiens.